Goeiemôre, dit is Dinsdag en baie welkom by vandag se oordeenking tyd saam. Dit is so lekker dat jy weer vanoggend inskakel. Ek wil jou vra, wil jy nie vandag hierdie boodskap met iemand deel, hierdie reeks dalk met iemand deel, wat jy voel dit moet hoor nie. Maar familie, in hierdie week gesels ons oor gesnoei vir meer. En ons teksgedeelte van vandag is uit Efesiërs 5, vers 15 tot 16. Lees saam met my. Wees dus baie versigtig hoe jy lewe. Moenie soos dwaase mense leef nie. Leef wys, benut elke geskikte geleentheid, want ons lewe in slegte tye. Een van die dinge wat snoei in ons lewe doen, is dat dit jou lewe herlei. Dit sny nie net weg nie, maar dit stuur weer. Ons sien dit met 'n wingerd. Wanneer 'n wingerd gesnoei word, word sy energie nie meer versprei op onnodige groei nie. Dit begin weer vloei na dit waarvoor die wingerd bedoel is, vrug. En in ons geestelike lewe doen God baie keer dieselfde met ons. Ons dink maklik God werk net deur by te voeg, meer te gee, nog geleenthede, nog deure wat oopgaan, nog groei, nog invloed. Maar baie keer werk God ook deur te verminder. Hy laat sekere dinge stadiger gaan. Hy laat sekere seisoene verander en hy verwyder dinge wat ons aandag vasgehou het. En skielik begin ons vra wat ons lanklaas gevra het. Waarheen is my lewe op pad? Waarvoor gebruik ek my tyd? Wat dra die regte ewige gewig? En Paulus kom in Efesiërs en hy sê, ons moet wys leef en die beste gebruik maak van elke geleentheid. Dit beteken nie dat ons besig moet bly nie, dit beteken ons moet onderskei. Want nie alles wat dringend voel, is belangrik nie. Nie alles wat jou tyd neem, dra vrug nie. En dit is hoekom snoei soms so nodig is. Partykeer raak ons lewens vol dinge wat nie noodwendig verkeerd is nie, maar wat stadig ons fokus wegtrek van wat werklik saak maak vir God. Ons vul ons dae met baie take, verantwoordelikhede, planne, die geraas van die wêreld en voor ons onsself kry, leef ons op so 'n manier wat vol is, maar nie noodwendig vrugbaar nie. Dan, in sy genade, begin God terugsny. Nie om ons leeg te maak nie, maar om ons weer reg te herlei in die regte rigting. Ons sien dit in die lewe van Martha in Lukas 10. Sy was besig, sy was diensbaar toe Jesus by haar huis inkom, maar Jesus wys haar daarop dat sy is bekommerd oor al die verkeerde dinge en sy is besig met alle dinge, maar net een ding was nodig, om by hom te kom sit. Dit beteken nie dat selfs goeie dinge verkeerd geoordeel kan raak nie. 'n Mens kan naby Jesus werk, naby hom wees, maar tog vergeet om by hom te gaan sit. En wat doen snoei? Snoei bring ons terug na daardie plek van orde. Dit dwing ons om weer te vra, wat is die sentrale doel? Wat is tydelik? Wat is noodsaaklik? Wat is net geraas? En baie keer gebruik God moeilike seisoene om daardie vrae hardop in ons lewe te laat leef. En miskien is dit dat God nou besig is om dit in jou te doen. Miskien voel dit of sekere dinge in jou lewe afneem, verskuif of eenvoudiger word. En dit hoef nie te beteken jy beweeg agteruit nie. Dit mag tog net wees dat God jou lewe herlei. So, vandag wil ek vir jou sê familie, God snoei nie net om dinge weg te neem nie. Hy snoei om jou lewe weer reg te terug na wat ewige vrug dra. Vra jouself vandag, watter dinge in my lewe vat tans baie tyd en energie, maar dra dalk min geestelike vrug? Kom ons bid saam. Here, vanoggend is ons so dankbaar. So dankbaar vir wat U vir ons kom wys, kom leer, Here, dat U wil hê ons moet stil staan by U. U wil hê ons moet nie net besig wees met die dinge van God nie, maar ons moet ook tyd maak om stil te sit by die Vader. En ek kom bid dat in hierdie week ons werklik sal doen. In Jesus naam. Amen. Familie, mag jy 'n wonderlike dag hê in Jesus naam. Amen.